My naam is Storyman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, 'n groen baadjie en 'n wit pluim in my hoed. Lekker lees en lekker luister. Die Tamaai grootharige bogman. Lang gelede was daar 'n boer met die naam Johan. Hy het 'n stuk grond spotgoedkoop gekoop. Ek wonder hoekom is dit so goedkoop, sê sy vrou Betty. Dink jy alles is pluis? Natuurlik is dit, antwoord Johan. Dis goeie grond, en om te dink dis myne, net myne. Myne bedoel jy? Johan en Betty draai om. Net 'n paar tree van hulle af staan 'n Tamaai grootharige bogman. Sy oë is bloedbelope en sy neus so rooi en rond soos 'n beet. Lang, vleesige ore steek deur sy hare wat soos eystervakpenne ooreind staan. Sy baard is vuil en gekoek. Die bogman se klere is in flarde en sy broek word met 'n ou stuk tou opgehou. Sy harige knieë en elmboë steek deur die skeure en gate van sy broek. Hy het die langste arms wat jy nog ooit gesien het en vuiste so groot soos rape. Trap van my grond af, Gelei, en hy swai sy arm soos 'n windmeel. Jou grond, vra Johan. dis wat ek gesê het. My grond, en my bogman pa se grond voor hom, en sy pa se voor hom. Jy maak seker 'n grap, sê Johan. Ek het goeie geld vir hierdie grond betaal en die koopbrief geteken. Gee net pad, Skree die bogman, ek was eerste hier. en hy begin op van woede. Wel, ek is nou hier, sê Johan, en dit behoort aan my. Hulle steek hulle kenne uit en begluur mekaar woedend. Maar die een wyk 'n duim nie. Toe sê Betty, miskien het ek die oplossing. Jy plant die saad, Johan, en die bogman maai dit. Dan deel ons almal in die oes. Goed, Sê die bogman. Johan kan nie insien hoekom hy al die werk moet doen en dan die helfte van sy oes moet weggee nie. Maar Betty beduie om stil te bly. So, watter helfte van die oes wil jy hê, bogman? Die boonste of die onderste? jy, wat? Wil jy hê wat bo die grond of wat onder die grond groei? Die een of die ander? Gou, besluit nou. Ek sal die boonste deel neem. Gegil die bogman. Julle kan die wortels hou. Toe skud Johan en die bogman hande oor die ooreenkoms. Gaf, sê Betty toe sy en Johan huis toe stap. Al wat jy nou doen, is om aardappels te plant. Johan ploeg sy grond en plant aardappels. Hy trek die onkruid uit en hou die vet groen plante dop soos hulle opkom. Toe die oestyd aanbreek, daag die Tamaai grootharige bogman op en eis sy deel van die oes. Daar, sê Johan, die boonste deel is alles joune. Pragtige aardappelplante, net reg om te... Wel, ek is seker jy sal 'n nut vir hulle vind, Jou klein worm, brul die bogman. jou miserabele bedrieger, dis nie reg nie. Wag, ek. 'n ooreenkoms is 'n ooreenkoms, bogman. Neem nou die aardappeltoppe en los ons uit. Die bogman kook van woede. Ek sal jou terugbetaal. Wat wil jy volgende jaar hê? Die boonste of die onderste? Vra Betty. Die onderste natuurlik. Julle kan volgende keer die toppe hou. En die bogman stommel weg. Wat doen ons nou? Vra Johan. Plant rog, my skat. Laat die bogman met die rogwortels doen wat hy kan. Nadat Johan al sy aardappels uitgegrawe het, ploeg hy dus sy grond en saai rogsaad. Hy eg die land en maak dit nat. En toe die lente kom, verskyn jong groen looitjies. Teen maaityd, toe die bogman aankom vir sy deel van die oes, lyk die land soos 'n goue tapuit. Daar is dit, sê Johan. Ek kry die boonste deel en jy die wortels. Die bogman skreeu van woede. Jy het my weer verkil, jou klein twak. Weg, ek. Kom, sê Johan.
'n ooreenkoms is 'n ooreenkoms. Nou goed, boertjie, jy wen hierdie keer nog. Maar volgende jaar deel ons die boonste deel van die oes. En jy gaan koring plant. En wanneer die oestyd kom, maai ons dit al mee. Jy begin aan die noorde kant van die land oes, en ek aan die suidekant. Ons hou wat ons afsny. Johan kyk na die bogman se lang arms en besef hy sal die koring baie vinniger kan afsny. Nee, sê Johan. Dus of dit, of 'n geveg tot die dood. Grom die bogman en hy swaai sy harige arms bo sy kop en stamp sy groot voete. Wat 'n verskriklike gesig, lag Johan. Asseblief, moenie dat ons baklei nie. Ek wil nie 'n bogman seermaak nie. Hulle gee mekaar die hand en die bogman gaan giggelend weg. Johan vertel Betty van die ooreenkoms. Hy het sulke sterk arms. Hy sal 10 keer meer koring as ek sny. Ek vrees hy die keer gewen. Betty dink 'n oomblik na. Sê nou party halms is taaier as die ander, sê sy. Dan sal een sekel baie gouer stomp word. En sy vertel hom haar plan. Ja, dis hom, sê Johan. Ek is bly die bogman het nie so 'n slim vrou soos ek nie. Johan ploeg die land en saai die koring. Die koring groei hoog en lyk soos goud. Net voor dorstyd koop hy dun ysterstawe en sluip in die middel van die nag na bogman se deel van die land. Hy steek die stawe tussen die koring in die grond. Toe oesdag aanbreek, kom die baie groot harige bogman daaraan. In elke enorme hand het hy 'n sekel. Johan begin die koring van die bokant van die land sny en die bogman van die ander kant. Johan swaai sy enkele sekel met kragtige hale en die goue koring val rondom hom. Maar die bogman sny en hak en sweet en toe hou hy op. Sy sekels is stomp en vol skare. Die onkruid tussen die koring lyk aan hierdie kant baie taai, Skree hy. Geen probleme hier nie, Roep Johan. Die bogman is te onnosel om die ysterstawe te gewaar. Hy maak toe maar die 2 sekels skerp en hou aan om die koring te kap. Eindelik hou hy op en vee sy voorkop af. Dit put my uit om hierdie onkruid te sny. Regtig, sê Johan. Dis snaaks. Ek voel so vars soos 'n bries. Die bogman probeer weer. Hy swaai sy sekel in alle rigtings, maar met elke swaai word hulle stomper. Eindelik gooi hy hulle woedend neer. Jy kan jou nuttelose grond hou, Skreeu hy vir Johan. dit veroorsaak meer probleme as wat dit werd is. Hy stommel weg, klim oor 'n heining en verdwyn ver in die pad af. En niemand het die baie groot harige bogman ooit weer gesien nie.